Welkom terug by die Groot Ontbyt. Chef Renate Verberg Lord is hier vanmôre en sy maak, dis maklik om te sien, die mooiste koekerigheid hier voor my chef. Welkom. Dankie, dankie. Hoor, hierdie is nie net 'n vinnige oggendjobie nie. Hierdie is 'n gebakkery en 'n gebrouery. Ja, en dit is gemaak met liefde. Ek dink dit is die grootste bestanddeel. Dis dit help altyd. Sê vir my, Liefde. wat maak ons vandag die ding? Dit sien nie 'n koek nie, dit is 'n wortelkoek, maar dit is 'n baie spesiale wortelkoek want hierdie is my ouma se wortelkoek. So hierdie is die wortelkoek wat sy deur al die jare nog altyd vir ons maak. So my ouma, ek het dit al vroeër gesê op die show ook, maar my ouma is soos die mens wat my geleer kook het. So in vakansies het ons by hulle gaan kuier en dan het ons goeders geleer om te maak en een van haar gunsteling goeders om te maak is wortelkoek. Ag, dis lekker. Erfenisresep. Dis heerlik. Ja. Iets oorgedra. Waar begin ons? Kyk, so hierdie resep is 'n baie maklike resep om te maak. Ewen jy kan dit ook maak by die huis. So enigiemand kan dit maak. So die bestanddele, ek het dit mooi hierso neergeskryf. So my ouma het ook 'n mooi handgeskrewe resepie vir ons geskryf en dis alles in koppies en teelepels waar ek hou daarvan om in gramme te werk. So ek het alles vir ons mooi oorgesit in gramme. So ek gaan dit net jong mense so wiskundig. So die koekmeel is 210 gram koekmeel. Dan het ons 1.5 ml bakpoeier. Ons het 7.5 ml bakpoeier, 1.5 ml koeksoda. Koeksoda. Okay, dan het ons 'n knippie sout. Ons het 15 ml wat 'n eetlepel is kaneel. Ons het so 50 gram neute. Ons het 190 gram gerasperde wortels. Ons het 'n koppie olie en ons het 200 gram suiker en 3 eiers. Nou maar ja. Okay. Jy moet jou PVR rewind as jy wil neerskryf. Ja. Dit is ook gestuur nog Groot Ontbyt. Ja. Ons gaan op die skerm op wys dan ja. So, eerste stapie wat ons gaan doen is, ons wil ons eiers en ons suiker wil ons saam meng tot dit nou lekker lig en dik is. En hierdie vat bietjie van 'n proses. Hierdie kom werk. Ek voel dit al. Hier kom werk. Jy's geneig om my werk te gee as jy na toe kom. Ek dink net jy weet, jou lewe is te relax. Jy werk nie hard genoeg nie. So hierdie is 'n goeie manier om jou aktief te kry. Ja, laat ons dit doen. Ja, so daai moet ons nou meng. Gelukkig was gister boude dag, nie armdag nie. Ja, sien, jy weet ek kom. So altyd, so jy kan sien dis nou bietjie so slap, nê? Ja, so jy wil baie krag daarin sit. Maar moet ek kom klits? Ja. Ek dink ek moet dit meng. Nee, ons wil dit baie ligter hê in vorm en hy moet ook ligter hê in kleur en ons wil hom ook bietjie dikker hê. So hierdie proses help ons ook, dit gaan help dat die koek mooi rys en dit help ook dat die suiker bietjie opgelos word. So jy weet ons het jou ooit 'n koek geëet en dan proe jy nog steeds die suiker? Ja. Ja, so ons wil nie dit hê nie. So dit is hierdie proses. Mens. Dan gaan ons 'n bakkie maak. Jy nie elektriese klits gebruik. Nee, ons is 'n live show. Ons moet wys hoe dit gemaak word in live tyd. So in my droë bestanddele het ek my meel. Ons tyd is amper verby. So as jy hierdie deurloop, dan weet ons ten minste na die tyd hoe werk jy ander besigheid, ja. So, droë bestanddele. Ons het ons meel, ons het ons kaneel, ons het ons bakpoeier, ons het ons baksoda wat baie min is. En ons het 'n knippie sout. So hierdie gaan ons net meng, maar ons moet nou eers nog ons eier en ons suiker bietjie meer klits. Ek kan nie glo dat eiers en suiker kan lyk soos mayonnaise as jy dit hard genoeg klitsie. Dit slaat my stom. Chef Renate Verberg Lord, ons maak hierdie koek. Ons maak hierdie wortelkoek wat die tegniese span nou al voorskimp vir die laaste halfuur dat jy 'n stukkie los, maar Neil John verjaar vandag en dis sy verjaardagkoek. Dis jou man. Ja, is my man. Baie geluk Neil John, jou verjaardagkoek is hier by ons. Hy kom, hoor. Hy gaan nou terug huis toe. Dis my ouma se koek vir my man. Daar's sy. Lekker familiegoed. Nou hoorie, nou hierdie is nou amper geemulsifiseer. Ja, so kyk, dit was 'n lekker span poging gewees aan die buitekant. Ons het lekker lank geklits. Ja. So jy wil jou tyd vat, jy wil seker maak. So onthou ek het vroeër gesê jy wil seker maak is ligter in kleur en dis dikker. So nou kan jy sien lekker ligter, lekker dikker. En dan by hierdie mengsel gaan ons olie gooi. So ek weet dit is baie olie, maar dit maak jou koek lekker mooi sag. Dis wat jy wil hê. Daar's sy. Okay, so jy kan daai vir ons inmeng.
Net ek dink dis verby. En dan gaan ek daai whisk by jou vat en vir jou die spatula gee. Spatula. En nou gaan ons net ons meel byvoeg. So as ons nou ons meel byvoeg, ons droë bestanddele. So in ons bakkie het ons nou ons meel, ons kaneel, ons baksoda, ons bakpoeier en 'n knippie sout. As ons dit byvoeg, wil ons dit nie te veel meng nie, want ons wil nie die deeg oorwerk nie. So, anders gaan hy baie dens wees. Okay. So ons gaan daai alles bygooi en dan kan jy daai vir ons inmeng. En terwyl jy dit inmeng, amper meer van 'n vou is 'n harde meng, nee. ja, wat ook al vir jou die maklikste werk. So terwyl jy daai meng, gaan ek ook stelselmatig die wortels en die neute byvoeg. So neute is jou eie keuse. As jy wil bysit, kan jy bysit. Ek verkies as die neute in die koek self is. Dis net baie lekkerder. En wat se neute? So pekanneute. Pekanneute. Dis nie met ander goeder speel nie. Die pekanneute is die Nee, jy ding. kan maar met ander goeder speel. Kyk, neute op die einde van die dag is baie duur. So as jy 'n bietjie goedkoper neut kan kry, dan sit ook reg. Maar tradisioneel wortelkoek moet pekanneute hê. Ja, pekanneute is die ek ding. stem saam. Ja. Okay, en kan jy sien hoe lekker lyk daai koek nou? Ek gaan hom nie oormeng nie. Nee, so as alles nou mooi saamgemeng is dit perfek. So ek het net 'n klein bietjie ekstra neute oorgehou. So ek weet ek het nou 'n koek gemaak, maar ek wil vir jou wys hierdie kan ook 'n muffin wees of 'n Kolfyntjie cupcake ding. Ja. Ja. So as jy nou dit gaan inskep, wil jy altyd 2 eetlepels hê, van die een tel op en die ander lepel Krap af. krap af. Tel op, krap af. Ja. Okay. So op, af. Wow, is daai een lepeltjie nou genoeg? Ek gaan net 'n klein bietjie. Ek wou net sê, daarso. anders maak jy vir mense op dieet cupcakes. So daar en dan het ek nou hierdie klein bietjie neute oorgehou, so net sodat die cupcake bietjie mooi lyk. Jy moet Gaan ons ietsie dit 'n op. bietjie Jy kan nie hundreds en thousands opsit nie. Wel, jy kan seker as jy sy ek dink dit gaan baie mooi lyk, nee. Nou as jy mense die goedjies vol gemaak het, as jy byvoorbeeld die cupcakes en die koek het O, natuurlik verskillende ja. baktyd, né? So jy wil dit op 180 grade bak. Hierdie koek hier, my ouma se resep het gesê 20 minute, maar jou oond verskil. En jou pandiepte En jou pan, so daar's baie elemente wat dit kan laat verskillend wees. So ek het gevind in my pannetjie het dit vir 30 minute gebak. Op 180. So eintlik wat jy wil doen is jy wil hê dit moet mooi goudbruin gaan en as jy soos 'n Susati stokkie vat en jy steek dit in en dit kom mooi droog Daai uit, selfe dan weet jy droë dit is reg. Susati stokkie En besigheid. as jy dit ook begin ruik, dan weet jy hy's reg. Ja. Ja. Chef Renate van der Berg Lord, baie dankie vir die heerlike wortelkoek resep. Dankie. Dit is 'n ding wat baie maklik is en wat mense verseker maar kan probeer. Ek hou van die cupcake idee. Dankie. Baie dankie. Nou ja. Manlief, jou verjaardagkoek is op pad. Ons gaan nou maar 'n throwback hier by die ontbytprogram sit. En kou aan 'n tafelpoot of 'n ding. Baie dankie vir jou moeite. As ons terugkom na die advertensiebreek, dan gesels ons met sterre, sê ek vir jou.